is my, hoe is nie hulle. Ek het in die oor staan buiten en gesels, yes, dit was het nog. Dit lyk mooi, kyk hier voor ligte. Julle welkom, en welkom vir die hoërskool, so ek om julle hier te hê. Ons wil graag na julle luister en julle geniet. En kom ons, dan raak so 'n bietjie rustig maand, gesels ons oor geduld. Dis iets wat ek baie mee moet kry in my lewe, want veral as ek dan seker U-turns maak voor my in die oggend, voor die skool. So ek preek vir myself vandag. En ons praat oor geduld en die belofte van as God sê maar kom, wees rustig en dan kom dit. Maar kom ons doen 'n gebed en dan luister ons baie graag na julle. Here God, dankie dat ons vanaand kan saam wees en ons is om in dankie Here. Dankie vir hierdie wonderlike jong mense wat met talente wat sing tot U eer. En sing om mense te verlig en om mense vrede te gee. Here kom seën ons vanaand. Kom leer U ons vanaand. Hoe werk geduld en hoe werk U liefde? En dankie dat U ons God is. Amen. Sacred God, the
dit keer oor wanneer die reën kom. En gesels oor vanaand kan ons gesels oor geduld gesê om beloftes te laat waar word. Ek wil sê dat ons verhouding met die Here ons wag om hom ons gesels met hom. Ons moet glo. Maar as ons dit glo, moet ons geduld hê om te wag op wanneer dit gebeur. En dis nie altyd so maklik nie. Dis nie altyd so eenvoudig om geduldig te wag op die stadium dat die belofte waar word. En ek het vanaand, ek het gisteraan so 'n bietjie aan Abraham geraak, maar vanaand gaan ek meer oor Abraham gesels. As ons sê, wanneer die reën kom en die storm kom, dan sê die Hebreër skrywer, ons begeer dat elkeen van julle eintlik dieselfde ywer sal toon, om ten volle sekerheid van die hoop te kom, tot die hoop te kom, sodat julle nie traag word nie, maar hulle navolg, wat deur geloof en geduld die beloftes bereik. En dan Psalm 24 wat sê, wag op die Here, wees sterk, hou moed. Ja, ek sê, wag op die Here. En ons gaan vir Abraham as voorbeeld gebruik, want ek sien in die Koran vandag net so lig, ja, dit moet ek sê. Oud Springbok het op 74 reg gekry met Abraham, op 90 reg gekry, op 100. Anyway, dis maar net so side note. Vir Abraham te gebruik, want Abraham, daar's twee goed van Abraham wat my gevang het. En wat vir my verskriklik belangrik is in die lewe, en julle moet dit nou maar hoor, al lank al hoor, is, hy wys vir ons hoe om lankmoedig te wees, en hoe om verdraagsaam te wees. Hoe om lankmoedig te wees, ek gaan nou nog verduidelik wat die woord beteken, hoe om lankmoedig te wees, en hoe om verdraagsaam te wees. Want geduld is lankmoedig. En geduld is verdraagsaam. As ek sê dat geduld is lankmoedig, die Hebreëus se frase is erek apayim, om 'n lang neus te hê. Dit beteken letterlik om lang van neus te wees, om 'n lang asem te hê. Lang van neus is nie Pinocchio wat gejok het nie. Om 'n lang van neus te hê, ek moet dit vertel. My oom het 'n verskriklike lang neus gehad, maar meneer van 'n neus. En sy vrou het altyd gespot en gesê, hy gaan nooit doodgaan nie. As die ander slag, as hy sy laaste asem uitblaas, blaas hy weer terug in sy neus in. So hy gaan baie oud word. En want Doep het in die 80 geword, maar dit het nie so gebeur nie. So die skrywer sê, in die Hebreëus sê dit om, julle oukies, ons moet 'n lang asem hê. Ons moet die vermoë hê om te bly leef en te bly inasem. En julle wat soen, julle weet, mens sing met jou diafragma. As jou asem belanger hê, moet jy deur jou neus inasem. En wat gebeur? As jy inasem, beweeg jou diafragma uit. En jy hou op. En jy sing daai, want daar's meer asem. Jy het meer beheer oor jou asem en jou sin. Woede, as ons kwaad raak. Ek oefen met polsmonitors vir hele lewe lank. En ons het dit getoets al 'n paar keer. Om te kyk, sit jou monitor aan en hou jou hartspoed dop. As jy kwaad raak, hoe gaan hy op? En as jou hartspoed opgaan, dan raak jou asem minder. Want woede maak ons kort van asem. Daar's 'n sê ding om lankmoedig te wees. Lankmoedigheid beteken om jou hart te keer van bokspring. Dis mooi Afrikaans, om jou hart te keer om te bokspring. Dis nou nie daai gevoel wat jy het
as hy by die skool staan, manne, en hier kom sy om die draai. Die windjie waai so liggies deur haar hare. Jy sien haar rokkie beweeg soos hy loop. Jy is in awe. Jou hart bokspring, bolmakkies, jy slat uit jou borskas neer op die grond. En jy hoor die engele sing. En jy sien haar loop. Dis daai gevoel. Jy moet bokspring, jou hart moet omkeer. En dis wat laatmoedigheid veroorsaak. Geduld is verdraagsaamheid. Daar kort en weer. Nee, ek nog smik. Dis die Hebreëse woord vir kwaad, nee. Kwaad, daar kort en weer. Geduld, verdraagsaamheid is die vermoë om kwaad en onreg te verdra. As mense iets in jou doen, waarvan jy nie hou nie, om dit te kan verdra. Om dit te kan vat en sê, Here, ek gaan nie dadelik reageer. Ek wil hier hanteer. Op verdraagskap te bly met alle uitdagings. Hel is moeilik. Nie waar. Dis nie maklik. En soms ekstra moeilik. Om die geloofsgemeenskap daar buite, kinders van die Here, met liefde te verdra. Want ons kan mekaar soms so seermaak. Want ons is vinnig. Ek ook. Vinnig met die mond. Vinnig. Om te sê wat ons dink. Om te oordeel. En verdraagsaamheid is om te sê, kom ek staan net so 'n bietjie stil. Kom ek raak so 'n bietjie stil. En al asem. En kyk die kat in die boom uit. Om die situasie, die konteks, ons het daaraan van konteks gepraat. Om die konteks te kan verstaan. Dis ek kan van Abraham as 'n voorbeeld gebruik. Abraham is my baie mooi voorbeeld. En in Genesis 13 gaan ek 'n stukkie lees en ons later oor praat. Abraham en Lot, sy neefie Lot het saamgetrek en Lot het ryk geword, baie kamele, baie diere. Hy's 'n vermoeiende man gewees en Abraham ook. En hulle het mekaar uitgaan. Maar Abraham en Lot in hoofstuk 13, hier van vers 5 af. Lot was saam met Abraham, wat saam met Abraham getrek het. Hy het self 'n baie klein vleebeeste vir sy mense gehad. Die land kon nie Abraham en Lot saam sy behoeftes voorsien nie, sodat hulle mekaar kon bly nie. Hulle besitting was te veel. Hulle kon nie met mekaar bly nie. Kanaaniete en die Perizziete het ook nog in die gebied gewoon, is ander stamme en volke. Daar het ook 'n twis ontstaan tussen Abraham se veewagters en Lot se veewagters. Klink bekend nie. As ons nie lekker kan saamwerk ja met kleins, dan wys ons van hulle, nou moet jy sou toe gaan, ek moet sou toe gaan. In die kerk lyk dit soos as jy mekaar like is, dit nog 'n keer. En nog een. Toe sê Abraham vir Lot, daar behoort nie 'n twis te wees tussen my en jou, en tussen my veewagters en jou. Want ons is familie. Die hele land lê oop voor jou. Gaan jy liewer weg van my? As jy links gaan, sal ek regs gaan. As jy regs gaan, sal ek links gaan. Lot het toe rondgekyk en gesien die hele Jordaanstreek tot by Soar het so vol water soos die tuin van die Here, soos Egipte. Dit was naamlik nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het oostwaarts getrek. So het die twee van mekaar geskei. Abraham in Kanaan bly woon, Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon, tot by Sodom het hy getent ontstaan. Abraham, Lot kies die goeie deel. Lot kyk rond en hy sê, hierdie gedeelte. En die skrywer verwys terug na die tuin van Eden. En hy sê maar, ek gaan hierdie gedeelte vat. Hier gaan ek 'n lekker ding kan doen. Ek gaan gemaklik wees, ek gaan baie beeste hê, ek kan tot water, ek alles, dis by my. En dan Genesis 22, vers 1 tot vers 14 gaan ek lees. Abraham, dit is die tweede gedeelte, waar ons oor gaan praat. Dit is 'n totale ander gedeelte, ek gestraal aan geraak, toe God vir Abraham roep,
en hy vir Isak moet gaan offer. En ek na die vorige gebeurtenis het God vir Abraham die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy lief het, ga na die landstreek Moria, toe en offer jou seun as 'n brandoffer daar, op een van die berge, wat ek sê jou van sal wys. Vroeg die volgende oggend, het Abraham 'n donkie opgesaal, hout gekap vir die brandoffer, uit my slawe saamgevat en ook vir Isak. Toe hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die derde dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir die slawe, wag hier met die donkie. Ek en sien my seun gaan daarom bid. Dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op die seun Isak se rug getel en self vuur en die mes aangevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak sy papa, Abraham het hom, ja my seun. Hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reg gesit, sy seun Isak vasgebind, op die altaar neergesit. Op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel uit. Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is hy. Toe sê God, los jou seun. Moenie iets van hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste, aan my te offer. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram, dan sy horings in die bos vasgevang is. En die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Vers 14. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Die amazing gedeelte van verdraagsaamheid. En die eerste gesprek, die eerste gedeelte wat ons gelees het, die tweede gesprek met Lot en Abraham, as ek sê, Lot kies die beste. That's what we're doing normally, yeah? That's what we're doing. If we have a choice, we take the best. That's what we were told. Dis ons geleer is. We take the best for ourselves. En dis nie verkeerd nie. Maar die flip side van die coin is, Abraham staan terug en laat hom toe om dit te kry. En hier sta hy in kyk in die droogte waar niks is. Want hy hou vas aan die belofte wat ons gisterand oor gepraat het, dat God vir hom land teruggegee het. Gesê, ek maak 'n belofte met jou. Dit wil sê, dit het gelyk die water en die mooiheid soos die tuin van Eden, soos God se tuin. En nou kan ek jou aan te dink, Lot wil die lekker hê, hy wil teruggaan na hoe dit was. Verdraagsaamheid is vir die duiwel. Hey, nie hier nie. Dis kinders. Daarna, as Lot nou weg is, praat God met Abraham. Julle ken nie die gesegde, nice guys come second. En al baie gehoor in my lewe, met sport en goed wat jy doen, don't be nice. Nice guys always come second. Jy moet gaan. Jy moet roekeloos wees. En jy moet go. Maar jy kan roekeloos wees en 'n nice guy wees. Die Here praat met Abraham en hy sê, Abraham, kom hierso. En hy het hom op 'n hoogtetjie gevat en sê vir hom, so ver as wat jy kan sien. En letterlik,
Die Hebreëse woord wat gebruik word is om te sê vir aarde en vir land is dieselfde woord. Dieselfde verbuiging van dieselfde woord. So hy sê vir hom, so ver as wat jy kan sien, hierdie land, hierdie aarde, gee ek vir jou en vir jou nageslag. As jy my volg bly. Verdraagsaamheid leer ons om onreg te verdra sonder om aanstoot te neem altyd. En Abraham weer, hy glo die Here. Hy weet, Lot kies nou die goeie. En daar gaan hy sê kom maar gaan. Ek bly in die droogte. Ek bly in die lelike deel. Maar God het 'n belofte gemaak. As ek getrou bly, gaan hy die reën stuur in my lewe. En hy gaan my bless. Hy gaan my lewe verander. En ek hou aan dit vas. I will keep on holding on to his hand. And walk with him. Until the rain comes. Until the blessing comes. Want God het dit beloof. Abraham is ook lankmoedig. Tweede gedeelte. Die Here roep. Die voorbeeld wat ons gebruik het, hier is die verskil. Die voorbeeld wat ons 'n hele week in van hemelvaart tot werk. Winnie the Pooh en Piglet wat stap. Piglet stap so in Winnie. En Winnie sê vir hom, Piglet, wat's dit? En Piglet sê, no, nothing. Paar keer verder, I just wanted to see if you are here. Wil seker maak jy is hier, Winnie. Because I'm scared, I'm small. Maar hier is die verskil. God sê, Abraham, God is wat nou, so omgedraai. God sê, Abraham, en hy sê, hier is ek, Here. Hier is ek. Vat jou seun, jou enigste seun, wie jy 25 jaar gewag het, wat jy lief het, gaan Moria toe, offer jou seun, en daar op die berge, wat ek vir jou is, gaan offer hom vir my. Julle, ek sal besikkel. As die Here nou vir my gesê het, Wynand, vat 'n klein wyn, en gaan offer hom. Kyk Julia, en gaan offer hom. Ek het my geloof so sterk op hier staan in my lewe. I would have struggled. And I only waited a few years. 14 years. Abraham het 25 jaar gewag. Lankmoedigheid is om totaal op die Here te vertrou. En Abraham doen dit. Hy stap. Papa, where's the lamb? We've got wood, we've got fire, we've got everything. Maar waar is die lam? Waar is die lam? Kind, don't worry. God will provide. God sal sy eie lam gee. Mense nou worsteling in Israel. Maar hy bly glo. En dan roep die Here hom, sy draai om. En daar staan die ram in die bos. Daar staan die ram. My vraag is, om ons elkeen vanaand, en ek vraag vir myself heel week al, sal ek bly glo, al word die mat onder my gepluk. Will I keep on believing? If there's nothing. Of verdwyn al die sekerheid. Abraham kry dit reg. En dis hoekom my inspirasie is. That's why Abraham is inspiration for all of us. Want hy het dit reg gekry. En as hy dit reg kry, kan ons dit reg kry.
hier is die catch. Hier is die catch nou. Lukas 14, 26, 27 sê, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees. Sy afstand doen van sy eie vader, moeder, vrou, kinders, broers, susters, ja, selfs in sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom, kan nie my disipel wees. Here, dis hard. Here, ons het in die week dit vir mekaar gesê, somewhere moet ek omdraai, en sê, Here, ek draai om, I turn away from this behind me, en ek wil in 'n verhouding met U lewe, sodat ek al nader en nader en nader aan U kan kom, want Here, dan gaan die redding kom. Dan gaan die verlossing kom. Want, Here, ek glo U belofte. Wat is die belofte? Elkeen wat die seun het, het die lewe. Nie die seun het die lewe nie. As ek glo, o die belofte van, hy het vir my sonde gesterf aan 'n kruis. En hy het opgestaan uit die dood. En hy leef. En hy het opgevaar na die hemel toe. Dan kan ek vashou aan beloftes. Dan kan ek vashou aan elke belofte wat God vir my gee. Elke belofte wat God vir my gee. Want ek is lankmoedig en verdraagsaam. Ek kan onregverdig wat my kant toe kom. Here, wat is 'n belofte vir my? En kom ons wees eerlik met mekaar. Dat vrek is moeilik. Is mense in ons dorp nou, op hierdie oomblik, en as in our town, that are going through what seems to them like hell. Hulle gaan deur 'n situasie wat hulle nie weet hoe om te hanteer nie. Onreg word gedoen. Seer word gemaak. Ek kry seer, Here. Maar Here, leer my om te aanvaar, te sê, Here, ek bly op U vertrou. Bly op U vertrou. En dis gedoen. Here, ek gaan verdra. Here, maar ek gaan opgee. Soos hy ons mekaar gesê, die oomblik as jy opgee, is net daai een dag te vroeg. Daai 1 uur te vroeg. En die volgende dag kom die antwoord. Volgende dag kom die antwoord. Ek het hier al gesê, toe ek my getuienis gelewer het en gepraat het oor wat in my lewe gebeur het in my siektes. Ek vir Here sê, Here, I can't do this anymore. I'm finished. I'm done. Kom vat my. Kom haal my net. Ek gee op. En die Here het langs my kom sit op die grond. In die vorm van 'n dokter. Wat vir my sê, terwyl ek op die grond lê, geen pols het nie. Eindelijk, jy kan nie opgee nie. Jou kinders en jou vrou en die Here wil hê jy moet opstaan. In die naam van Jesus Christus, staan op. En die Here het vir my gesê, jy is nie klaar nie. Daai een dag wat jy opgee, hou vas aan God se belofte. Dis waar. Ek wil eendag van vra, broer, how did you do this? Wat goeie ouers. Well done. Maar ek weet hy gaan vir my sê, dis genade. Dis net genade. Omdat ek dit reg gekry het. En God se belofte
en sy genade. En as ons dit reg kry, hierdie prentjie is my toonbeeld van God se genade. Wanneer laas jy het reën, net so die reën gaan staan, en sopnat gereed, dripping wet. Ek het hier die dorp die Suid-Afrika beste die wereld, allerlei palmboom. Maar anyway, ek vertel van die seentjie van my vriend in die Karoo op 6 jaar oud, the first time he saw rain in his life. He started crying, he ran away. He hadn't seen rain in his life. He didn't know what it was. Toe ek sy pa, sy het my te gehardloop saam met hom in die reën. Sê vir hom, dis die blessing van die Here. Die Heilige Gees wil ons elkeen so bless. En wil hy belofte in ons lewens waar maak. Ons het gisterand vir mekaar gesê, gisterand, daar is versekerde beloftes wat jy het en wat ek nie het. God werk met ons persoonlik, personally. Perhaps He gave you a promise that He didn't give me. Well, that's awesome, brother. That's awesome. Take Him on His promise. En glo dit. En moenie opgee nie. En as jy shots vat dit met kruis. Sê, Here, hulle kan maar die beste deel kies. Ek kan maar die beste deel kies. Ek weet, Hy het 'n belofte met my gemaak. Hy het 'n belofte met my gemaak. Dat Hy my God is. Hy het my lief is. Dis waar het gaan. Here, die beste spot my. They're bullying me. They're calling me names. God said, before you were born, you were in my hand. And you were perfect. And I gave you the promise of life. En toe jy gebore is, het God nie gesê, oeps, hier het ek nou 'n foutjie gemaak, he. Daai oortjie is bietjie skeef en daai lees is bietjie lank. Nee, He said, wow, perfect, just the way I intended. And He gave you to your parents, and He said, keep him for her sake. Teach him for her about my promises. En as 'n pa, soms weet ek vertel nie vir my kinders altyd die promises van God. Want ek straal myself daarin. Ek sê myself, maar gaan sit en besef wie God jou gemaak het. And the promise He gave you. And thank you. Gaan leef dit. Gaan leef dit. Laaste ding. You are all very, very special. And all 7,000 promises which are in the Bible is yours. And mine. Take it. This is the guide. Hier is die padkaart. Hier is die beloftes. As ek die beloftes volg, then the rain will come. Nie net buite nie. But the rain of the Holy Spirit will pour upon you. And He will stay with you. So met jou bly vir altyd. Glo dit.
Ons bid elke aand vir mekaar en van vanaand ook weer bid. Tyd gee, iemand sê gisterand vir my, hey man, jy was heeltemal te vinnig, ek bid nog. Toe sê ja man, so ek gaan vanaand bietjie meer tyd gee. Somebody said to me, asked me today, he said to me, but we are so quick to ask the whole time. When do we say thank you? So ek gaan nou net dankie sê vir die Here. En dan gaan ek 'n tydjie los vir jou om dankie te sê of te bid wat jy nodig het. Talk to the Lord. Whatever comes in your mind, give your heart to Him. Sê Here, help my om gedraagsaam te wees, om lankmoedig te wees, om te wag, om geduldig te wees. Help my op 'n tydjie terug te staan en die houe te vat. Want ek wag op U verlossing. En vanaand wil jy regtig uitdaag om weer te sê, Here, wat ook al tussen U en my staan vanaand, Lord, I want to give it to you. I want to give it to you. Holy Spirit, come, take it away. Vat dit. Ek het die behoefte vanaand of my kollegas te bid. Ek is nou ongelooflik lief. Ons doen ondankbare werk soms. Maar die Here het ons opdrag gegee. Hy het ons 'n belofte gegee. And He's going to change the world through us and through our testimonies. Ons moet volhard. Ons moet die shots baie keer vat. Hier is van julle hier. Ons moet die shots vat. Met dignity. Sê Here, ek hou die belofte vas. Want U het my geroep. Ons het gesê dat die aand met 'n belofte kom 'n roeping. 'n calling van God. Maar kom ons bid. Here, Heilige Gees, ek het regtig vanaand op my hart om my kollegas wat hier is, werklik voor die voete te sit en myself ook, Here. Al die persone wat kerke lei, wat geestelike werk doen, wat U geroep is spesifiek om woord te verkondig, om mense te help. Here, ek vra dat die Heilige Gees ons sal help om te volhard, om daai tenacity te hê, om die soort te vat, en die glimlag uit te deel, om die beloftes voorop te stel. And Father, I will pray that each and every person sitting here tonight, whatever it is, Lord, that him or her wants to give to you, om te sê, Here, ek wil hierdie weg uit my lewe uit. Here, ek wil die reën van die seën ontvang. Ek wil dit beleef. Here, ek wil vanaand omdraai en die hand vat. Now, I'm going to ask you, Lord, ask of me what you want, what you need me to do. Ek gee dit vir U. Here, waar jy sit, praat met die Here. En soos nou die aand gaan 'n lied begin speel op 'n stadium, luister die eerste verse van die lied, praat met die Here. En waarever jy, as jy wil, met oortuiging hierdie lied begin saam sing, en dit vir die Here gee, dan sing jy saam. Gee dit vir die Here. Net daar waar jy sit. Jy gee alles dit vir die Here. Sê jy, Lord, Here ek. Spandeer tyd met die Here. Like me.
seën ons elkeen tref. Lord, thank you for the blessing. Thank you for being our Father. Dankie dat U Here is. En ek wil elke sê dat van die seën van die Here, as die Here vanaand vir jou sê, ek loop voor jou uit, om jou die pad te wys. Ek is bo jou, om jou te beskerm. Ek is onder jou, om jou te dra, as jy moeg is. Maar bovenal, I will always be at your back, to stand in front the daggers and the people who want to hurt you. Vat die seën, gebruik dit, glo dit, en sien God se belofte. Amen. Julle moet 'n verskriklike lekker aand hê. Ons gaan nou, daar's Kelly en Reisa agter, en ons graad 10's. The Greatest decided way back, dat hulle geld insamel, hulle verkoop fudge vir R10. Met die fudge gaan hulle kombersies koop. Hulle die eerste ronde wat hulle verkoop, het is met R2000 gemaak. En hulle gaan nou al 20 komberse uitdeel, of so iets. En hulle wil nog komberse uit die winter uitdeel. So as jy R10 het om 'n fudge te koop, weet jy gee deel vir 'n kombers. For somebody who doesn't have a blanket in winter. Dankie, julle moet 'n verskriklike lekker aand hê. Mag die Here julle bless.